Vandag se skriflesing kom uit Johannes 6 en ek lees van vers 47. Jesus praat en hy sê, dit verseker ek julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe, maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe, en die brood wat ek hom sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Jesus herinner die mense wat na hom kom luister, die Jode, aan wat lank gelede gebeur het in hulle geskiedenis, toe God hulle voorouers uit Egipte, waar hulle slawe was, vrygemaak het, hulle deur die woestyn laat trek het en vir hulle die beloofde land gegee het. En hierdie hele gebeurtenis wat plaasgevind het met die volk Israel, was 'n vooruitskouing van wat God wil doen met die wêreld, wat in sonde vasgevang is, wat slawe is van die sonde. En daar in die woestyn het God vir hulle gesorg. God het vir hulle manna gegee, sodat hulle iets gehad het om te eet. En nou kom sê Jesus, julle voorouers het die manna in die woestyn geëet en hulle het nie gesterwe nie, maar hulle het weer honger geword. Maar ek is die brood wat lewe gee. Wie van my eet, sal nooit weer honger raak nie, want ek sal julle voed. Ek sal julle gees voed, sodat julle nooit weer honger raak, nooit weer geestelik honger raak nie. En dis 'n vreemde beeld wat Jesus hier gebruik, 'n beeld wat baie mense geskok het. Hoe kan hy sê, ons moet hom eet? Dit klink soos kannibalisme, né? Maar dit is nie wat dit is nie. Nee, dit gaan daarom dat ons in Jesus sal glo dat dit wat hy aan die kruis van Golgotha kom doen het, hy ook vir my kom doen het, dat hy uit vrye wil sy lewe kom aflê het, sodat ek kan lewe, sodat wanneer ek in hom glo, ek die ewige lewe kan hê. Daarom, wanneer jy saam met ander gelowiges die nagmaal gebruik, die wyn drink en die brood eet, onthou, Jesus Christus se liggaam is gebreek. Hy het homself stukkend gebreek aan die kruis, omdat hy jou liefhet en omdat hy vir jou die lewe wil gee. Loof hom vandag daarvoor. Sê vir hom, dankie Jesus, dankie dat u die brood van die lewe is. Eet hom, drink hom. Here, ek kom gee nou my lewe vir u, en ek aanvaar dit wat u vir my gedoen het aan die kruis. Dankie Here, dankie dat u my so lief het, dat u my so lief gehad het, dat u lewe nie te kosbaar was vir u nie, maar dat u lewe vir my kom aflê het. Lei my en help my om as 'n verloste te lewe vandag. Amen.